Rochelle en hierdie is my hartklop so ek super opgewonde oor vandag se episode. Ek het 'n baie spesiale gas hierso, Alwyn Uys, baie welkom. So voor ek afskop, gaan ek net gou 'n bietjie jou voorstel hierso. So Alwyn Uys is 'n Suid-Afrikaanse motiveringsspreker, Christenleier, skrywer, uithou vermoë atleet en entrepreneur. Sy lewe getuig van buitengewone deursettingsvermoë nadat hy in 'n motorongeluk was in 2014 wat hom van die bors af verlam gemaak het. En hy was ook die, help my gou hierso reg, die eerste parapleeg, daar sê wat die Ironman. Ja, Hesterman en Robben Eiland. Ja, so dis hoe meeste mense vir Alwyn sal ken. So baie welkom. Ek is super opgewonde om jou hier te hê vandag. Dankie. So voor ons in alles gaan spring, gaan ek vir jou 'n vraag vra wat ek vir elke gas vra wat op my bank kom sit of bietjie by my kom kuier en dit is wat, waarvoor of hoe klop jou hart? So die eerste ding wat soos ek sou sê na my gedagtes kom is vir myself maar ook vir ander mense wat 'n passie het oor die lewe. En ek is net so passievol oor die lewe want jy weet ek het soveel keer al amper myne verloor. Wow. En ek het net so 'n nuwe waardering vir die eenvoudige goeders in die lewe. So mense wat passievol is en excited is selfs oor klein goedjies, dit maak myne weer opgewonde. Okay, joh, dis 'n baie mooi hartklop. So ek wil graag oor 'n baie vir my is dit na in die hart want ek dink ons ook so 'n bietjie my seisoen. Ek het so 'n preek gekyk toevallig in die week van Steven Furtick wat gepraat het oor hearing God's voice of so ietsie. Maar hy het genoem oor hoe ouer mens word. Soos hy het 'n baie oulike storie vertel van sy seun wat hulle was op 'n lughawe gewees en sy seun was 'n klein seentjie gewees en hy moes deur, ek weet nie douane of iets gegaan het nie, maar hulle sekuriteit moes hom deurgevat het en Steven mag nie saam met sy seun deurgegaan het nie. En hy sê hy het so beklei met die mense en hy het hard gepraat, hy was so 'n bietjie toe 'n pa nie 'n pastoor nie, soos hy net by sy seun wou uitkom. En hy was angstig omdat hy by sy seun uitgekom het en eventueel toe hy soos by sy seun uitgekom het, toe lyk sy seun so kalm en so rustig. En hy was toe teleurgesteld want hy was meer gespanne en gestres en hy vra toe vir sy seun, "Hoekom is jy nie bang en het my gesoek of niks?" En hy sê, "Moenie worry nie pa, ek het jou die hele tyd gehoor." En hy sê wat vir hom so mooi was in sy seun, hierdie jong seun, want hy was 'n klein seentjie gewees, sy seun was dat sy pa se stem is wat hom kalm gemaak het. En hy sê hoe ouer ons word, hoe moeiliker raak dit vir ons as groot mense om geloof te hê soos 'n kind of ons pa se stem so duidelik te hoor want dit is ons eie emosies, gedagtes, verantwoordelikhede, al hierdie goed wat die hele tyd so in ons koppe is dat ons nie net kan meer lekker weet is hierdie nou God se stem of nie. So ek weet dit was so half 'n inspirasie van dit wat ek met soveel mense teëgekom het wat so sukkel om God se stem te onderskei en hulle het so hierdie opregte bedoeling van hierdie is wat die Here gesê dan doen hulle die ding en dan het slat hulle soos ek weet nie dan maak hulle fout en dan sê hulle soos maar het ek dan verkeerd gehoor. So ons gaan 'n bietjie praat oor hoe hoor mens God se stem. So jy het 'n boek geskryf. Okay, Speak Lord. Sal jy 'n bietjie my net vertel soos net wat jou geïnspireer het om hierdie boek te skryf? Waaroor gaan dit en dan sal ons 'n bietjie aangaan in die podcast. Ja, so ek is my styl van bediening en so is baie profetiese bediening en ook om mense soos te help om die Here se stem te hoor. So ek is weer baie passievol daaroor. En die boek is spesifiek geskryf vir dis 'n boek wat ek wens ek gehad het toe ek begin die Here se stem hoor en so half die taal van die Heilige Gees begin verstaan. Want jy weet dis letterlik soos 'n love language wat jy leer van die Heilige Gees se persoon, so om hom as 'n persoon te leer ken en so die boek is geskryf uit en uit so half as 'n roadmap om dit te kan doen, om so half 'n tool te wees vir mense wat worstel met daai is dit die Here, is dit nie? Hoe praat die Here? Nou, daar's geen formule nie, dis net verhouding, maar die boek help mense regtig en dit vat net 'n bietjie mense se hand om te groei om die Here se stem te hoor. Okay, so kom ons gaan so 'n bietjie in jou persoonlike storie. Soos was daar al 'n tyd in jou lewe wat jy gevoel het jy hoor die Here se stem? Soos hoe werk dit? Was dit audible? Was dit soos in 'n woord? Was dit iets wat iemand vir gesê soos as iemand na my toe kom en my sê ek het die Here se stem gehoor, dan sê ek baie keer soos maar hoe het jy hom gehoor? Soos hoe het hy gepraat? So het jy so 'n tipe storie, hoe lyk dit as jy sê soos jy hoor die Here sê of die Here het hierdie gesê of jy het hierdie gevoel, hoe werk dit? Ja, so dis baie interessant. Almal sê altyd ek het die Here hoor sê dit, maar baie keer dis nie ietsie wat hulle fisies gehoor het nie. Dis ook nie 'n stem wat hulle gehoor het of ietsie nie. So die Here kan met jou praat in verskillende maniere. Hy wys dalk vir jou iets of 'n gevoel of hy praat deur sy woord. Soos jy sien dalk ietsie raak. So daar's baie maniere wat die Here kan kommunikeer met ons. So almal gooi dit net onder een kombers en sê die Here het dit gesê soos asof ek hom gehoor het. Maar eintlik is dit 'n klomp verskillende maniere wat ons regtig ontvang van hom.
En vir my persoonlike lewe, ek onthou soos vandat ek soos klein is, toe ek deur soos moeilike goeters gaan in my lewe, soos toe my ouers geskei het toe ek soos 9 jaar oud was en sulke goed, was al baie kere gewees wat ek alleen gevoel het of bang gevoel het en so. En ek was net nog altyd bekend met die Here se stem gewees. Dit was vir my normaal gewees, maar ek het nie geweet dit is eintlik soos die Here wat met my praat vir ander mense ook nie. Ek het net nie gedink die Here kan so praat nie. Jy weet, dis voordat ek nou die gawes van die Gees ontdek het en al daai tipe goed. So dit was altyd normaal vir my gewees, maar ek het nie 'n label op dit gesit nie. En soos ek begin ouer raak het, toe ek nou meer soos in bediening kom en goeters, niks het verander eintlik nie. Ek het net begin besef hoe die Here praat met my eintlik oor soveel meer goeters as wat ek eintlik besef. So dit was so of hierdie gradual proses gewees om meer van die Here te leer ken en meer van sy stem te leer ken. En op die einde van die dag was dit vir my om net gemaklik te raak daarmee, dat dit is hoe die Here met my praat. En jy weet, dis soos amper met trial and error, leer jy, dit is wat die Here sê of dit is wat hy nie sê nie. En vir my die sterkste ding was, of die maklikste ding was, as jy die karakter van God ken, dan hoor jy sy stem baie makliker. Want dan weet jy, hierdie is my pa se stem, of dit is nie hy nie. Okay, so ek wil gou hierso by jou hoor, so was daar al 'n tyd in jou lewe wat jy gedink het, okay, God het nou gepraat met my, maar later toe besef jy, toe stamp jy jou kop en jy sê, ek het nou, en wat se effek het dit op jou selfvertroue en jou geloof gehad? Soos, want ek kan dink is bietjie baie keer demotiverend as jy voel jy hoor reg en dan speel dit nie heeltemal so uit soos wat jy gehoop het nie. Maak my vraag sin vir jou? Ja, ek dink dis baie meer algemeen as wat ons dink ook. Ja. Dat ons is so oortuig dat hierdie is wat die Here sê en ons gaan in daai rigting. En dan soos jy sê, dan stamp jy jou kop en dan besef jy, o gats, okay. En ek kom altyd terug na dit toe, soos die Here is nie de mekaar nie. Dit is net ek wat verkeerd kon hoor, moontlik. So die Here verander nie, hy is konstant. Ek is die een wat moet reg hoor wat hy sê en so. En ek sien dit meer as 'n leerskool. So as ek my kop stamp, dan sê ek soos, okay Here, ek het 'n foutjie gemaak iewers, soos sê my asseblief net lei na die regte ding toe en lei my waar U wil eintlik hê ek moet gaan. Ja. Ek het in Steven Furtick se preek, sorry, maar dit was my baie goed geweest. Hy sê vir my wat ons doen as gelowiges baie keer, is ons hanteer God soos 'n Google Maps of 'n GPS. So ons sit die destination in en ons sê okay Here, kom sê nou Lichtenburg, is nou waar ons vandag kuier, vir die wat wil weet. Maar anyway, so ons sit Lichtenburg in en dan sê ons vir die Here, okay, wys my nou die rigting. So ons gee die eindbestemming en vra net vir die rigting. En dan as dit nie uitkom by die bestemming wat ons in gedagte gehad, nou wil sê, soos ons het die Here nie reg gehoor nie, of ons kan nie om discern nie, maar wat as dit wat ons van self bestem het nie is, wat hy noodwendig vir ons bestem het nie. So dit was my 'n cool ding om te dink van, okay, ek moet ophou God soos die GPS gebruik en die location klaar insit en eerder net ook net heeltemal surrender, ewen die eindbestemming te surrender en te kyk dan, my man se mentor sê altyd, die Here gaan jou help, so streekie vir treekie, soos hy skyn, hy's 'n lamp tot ons voete, so dis 'n stappie vir stappie vir stappie, en ek dink baie keer wil mense so ver vooruit kyk, en na daai punt, ek wil daar uitkom, en as ons nie so vinnig genoeg daar uitkom nie, dan kan ek dink, baie keer dan dink jy, kyk, ek dink nie ek het die Here so lekker gehoor nie, want dis nog nie in daai rigting wat ek wil daar uitkom. So, absoluut. So is amper asof mense dalk dan, ek weet of jy kan saamstem, maar soos half dan God se stem bietjie manipuleer sodat dit pas by soos wat ons uit die deal uit wil kry of wat ons op die ou ende wil uitkry nie. En soos as hy vir jou die eindbestemming gee en die stappe om daar te kom, ons as mense gaan dan wees, okay, dankie Here, sien jou daar. Soos ons gaan nie dan die pad met hom stap nie. En ek dink baie keer die Here beskerm ons teen onsself. Soos hy wil dit saam met jou doen. So hy sal partykeer net vir jou soos 'n glimpse gee van waar jy jou wil vat. Jy sal nie die volle prentjie sien nie, maar jy het daarmee 'n idee, so 'n vaag idee. Maar hy sal jou nie los met die A na B, B na C, C na D. Ja, so mense gaan nou nie weet nie, maar ek was nou vanoggend in jou diens, nou 'n bietjie bedien het. En dit was my so mooi wat jy vir daai een ou gesê het van hy's in hierdie woestynseisoen en wat noem jy van God gaan vir jou die manna, het jy dit so iets gesê? Ja, die manna vir vandag. Vir vandag. En ek het nooit aan dit gedink nie, want toe noem jy soos as hy dit net vir jou vir die week gee, dan gaan jy gaan dit vat en dan gaan jy leef, maar as dit elke dag 'n ding is. Jy gaan terug aan hom toe elke dag. Ja, daar was my baie mooi manier om dit. Sorry, maar daai het my uitgestaan nogals. Okay, so ek wil by jou dan net hoor, so wat beteken dit vir jou dan
hoekom is dit belangrik vir ons om God se stem te hoor? So wat beteken dit vir jou om God se stem te hoor? Wel, dis natuurlik belangrik vir ons as gelowiges, want hoe neem ek besluite in die lewe? Soos wat is my kompas in die lewe? En as jy kyk soos in die Bybel, die woord van die Here, daar staan baie goeters daarso, die plan vir wat God het vir mensdom en die storie van Jesus en alles, maar daar staan nie spesifiek waar Rachel moet bly oor 5 jaar van nou af, wie ek moet trou en dit hier. So daar's sulke riglyne, maar dit sê nie vir my spesifiek nie. En die belangrikheid daarin is die Heilige Gees kom nou weer in en hy vul daai gaps van wat moet ek studeer, wat wil hy doen met my lewe en sulke tipe goed. So kan jy net dink hoeveel anders jou lewe gaan lyk as jy sulke groot besluite neem saam met die Here in plaas daarvan om dit in jou eie krag te doen en so half die lang pad te vat om al by uit te kom. Ja. So dis vir my die belangrikheid daarvan is om die Here net deel te maak van elke liewe besluit wat ek nodig het of jy weet rigting waartoe hy my stuur en om net deel te maak daarvan want die Here wil lewe doen saam met jou. Ja. Is nie net van hoor ek wil jou net in die hemel kry en dan los ek jou hier op aarde dat jy nou maar jou eie ding moet doen nie. Ja. Hy wil lewe saam met jou doen. Okay. En dan dink jy God praat nog met mense vandag? Want ek voel eintlik dis baie funny toe jy ook die dienswerk soos jy het my podcast gelees. So maak nou asof jy nie weet soos hierdie geantwoord het al gedoen, maar soos ek dink baie mense voel soos God praat nie meer soos wat hy het in die woord of hulle sien nie die wonderwerk nie of hulle hoor nie soos wat hy byvoorbeeld vir Samuel 'n woord soos direkte ding gee aan om vir Saul te salf of wat ook al soos God kommunikeer anders as vandag as wat jy kyk na die Bybel. So dink jy God praat nog vandag en as jy doen, hoekom sê jy so? Absoluut. Ek dink hy praat nog absoluut met ons en hoekom sê ek so? Want ek het al gesien in my eie lewe hoe die Here werk, deur woord vir mense te gee, hoe hy my lei om sekere goeders te doen en te besluite te neem. Dis so of ek kan dit nie ontken nie. Dis vir my onmoontlik om dit te ontken. En mense kom op 'n stadium dat jy begin amper simpel lyk as jy sulke goed begin ontken, want al die soos verstaan, al die bewyse is daar dat God reël is, dat hy praat, soos jy kan dit net nie meer ontken nie. Ja. Verstaan, dit is soos, ek dink altyd soos gravitasie, maak nie saak of jy daarin glo of nie, dis 'n realiteit. Soos dit is daarso. Of jy nou weet hoe werk dit of nie, gravitasie werk. Ja. So, ek gaan nou, dis nou nie 'n vraag hier nie, maar ek gaan 'n bietjie anders swaai. Want kom ons sê jy praat nou uit 'n plek van iemand wat 'n diep verhouding het met die Here. So is maklik om te sê jy kan dit amper nie deny nie, want jy het dit nou you taste and see that the Lord is good. Okay. Ja. Maar wat van iemand wat regtig sukkel met hulle verhouding met die Here en nie noodwendig soos as ek ken iemand in my lewe as ek sê joh, maar die Here praat op so 'n manier en sê soos maar hoekom kan die Here nie met my ook praat nie? Hoekom hoor ek hom nie soos wat jy hoor nie? Hoekom sien ek en beleef nie dit wat jy beleef nie? So wat se raad het jy vir iemand wat dalk al mismoedig is omdat hulle voel maar ek het nie die vermoë om God se stem te hoor nie? Baie goeie vraag. So ek dink baie keer soos as ons sê of kom ons sê iemand sê nee maar die Here praat nie met my nie. En dis die ding soos die Here, dis nie dat hy kies hoor hy gaan met jou praat maar hy gaan nie met my praat nie of hy weerhou sekere goed van my nie. Vir my gaan dit daaroor soos die Here praat, maar ons weet nie altyd wat om na te luister nie. So mense verwag die Here se stem in 'n sekere manier. En die realiteit is God verander nie hoe hy praat nie. Jy moet aanpas by hoe hy praat. So is om te leer hoe hy praat en te verstaan hoe hy praat en dit kan jy ook net doen deur verhouding. Tyd met hom te spandeer, leer sy karakter, leer die Heilige Gees ken en dan wees jy oop vir hoe hy met jou wil kommunikeer. Okay. En ek het nou 'n cool vraag gehad dat nee, sorry want ek het 'n ander cool vraag. Laat ek dit gou omdink. Wag, kom ons kyk, ek gaan hom nou. Ek wou oor dankie Heilige Gees. Okay, so ek wil by jou hoor. Dink jy om God se stem te hoor gaan baie hand aan hand met gehoorsaamheid? Want kom ek so sê is, dink jy ongehoorsaamheid is ook 'n faktor van hoekom ons voel ons hoor nie God se stem nie. So dink jy dit help nie mense wil hierdie ding hê van ek hoop ek myself maak dit sin wat ek nou probeer in watter rigting ek probeer gaan want ek dink 'n groot gedeelte wat gaan vir my saam met in my geestelike lewe om God se stem te hoor is maar ook daar's 'n ander aspek van gehoorsaamheid ook. Absoluut. En ek dink as mens die hele tyd in ongehoorsaamheid leef, kan dit dan 'n effek hê dat jy nie God se stem heeltemal kan onderskei of sukkel om sy stem te hoor omdat jy die hele tyd in disobedience leef nie. Ja, so jy moet natuurlik prioritiseer na wat se stemmetjie luister jy in jou kop.
Verstaan, is dit jou eie wil, is dit Ja. God se wil of gaan jy na die vyand luister wat hy die hele tyd vir Ja. jou indoktrineer en hoe om te lewe en goeie. So die Bybel praat eintlik daarvan en in Engels dan praat hulle van they have seared their conscience. Nou daai woord seer praat van soos jy weet as jy 'n steak op die rooster het Ja. en jy sit hom nou 'n rukkie daar neer. Hy bou so 'n harde korsie op. O, ja. In die binnekant is hy nog rou, maar hy het 'n harde korsie. En dieselfde gebeur met ons gedagtes. As ek die heeltyd in disobedience loop en ek sluit die heeltyd vir God uit met sekere goeders wat ek weet hy vir my sê, dan kry ek so 'n harde korsie Wow, ja. in my lewe en dit is soos as jy obedient is met die klein goedjies, dan raak jy meer skerp om sy stem te hoor. So selfs die kleinste goedjies begin jy optel hoe die Here jou lei. So as jy meer in obedience stap en jy doen eintlik wat die Here vir jou sê, dan raak dit makliker om sy stem te hoor. Okay. Maar as jy in disobedience loop, dan raak dit moeiliker. Ja. Hoe onderskei 'n mens tussen God se stem, jou eie gedagtes en jou emosies? Ja, so ek dink daai is 'n baie algemene vraag wat mense mee sukkel is hoe onderskei hulle regtig tussen Sorry. of dit die Here is of dit ek is, jy weet Ja. wat regtig aangaan. En vir my, soos die beste manier hoe ek dit altyd verstaan is, dat om die Here se stem te hoor is uit verhouding uit. Dis nie net 'n formule nie. So ek kan nie net hierdie checklist hê van dit is hoe dit is en dan okay, dis die Here of is dit ek nie. Ja. En dis wat dit moeilik maak. Dis nie hierdie swart en wit Ja. jy weet situasie nie. Maar as ek regtig die Here ken, dan kan ek sy stem onderskei al is dit besig deur die dag, al is dit nie. En as ek so daaraan dink, soos as ek 'n beste vriend het en ek weet hoe hy klink, ek ken sy karakter, ek weet wat sy hart is teenoor my en ons gaan na 'n plek toe, besige kamer, ek is aan die een kant, hy is aan die een kant van die vertrek en daar's mense tussenin. Jy weet, dis besig en jy's oorgestimuleer. Maar as ek net sy stem hoor, as hy roep na my, dan weet ek is hy, want ek herken sy stem. Maar dan tweedens, hoe weet ek dis nie net iemand wat maak asof dit hy is Ja. nie. So as hy vir my ietsie sê wat buite sy karakter is, dan weet ek, dan kan ek ook sê, jy's daai klink baie soos Picard of jy weet een van my vriende, maar dit pas nie by sy karakter nie. Dan weet ek ook soos dis nie die Here daai nie. Hy sal nie so ietsie vir my sê nie. Ja. En vir my is daai 'n baie goeie manier net om te onderskei tussen die Here en hoe om sy stem te hoor, maar alles kom uit verhouding uit, want ek gaan moet iemand ken om sy stem so te kan onderskei en sy hart te ken Ja. deur dit. So, hoe sal jy sê wat 'n belangrike rol speel die Bybel dan in die hoor van God se stem? Ja, so hoe meer tyd ons in die woord spandeer, daar sien jy soos die hart van die Here uit en uit. Soos dit is die jy weet die revealed will van die Here en in die woord leer jy die Here se hart ken, sy doene, sy late en alles wat hy gedoen het, soos jy sien Jesus se ministry en jy kan regtig alles sien, sy genade, sy liefde. En onthou die Heilige Gees maak die woord ook vir jou lewendig nou weer. Want ek dink altyd so daaraan, voordat ek gevul was met die Heilige Gees, het die Bybel nie vir my baie sin gemaak nie. Ja. Dit was vir my moeilik om te verstaan. Ek het dit gelees en ek verstaan nie wat hier aangaan nie. Ek het geen konteks vir wat hier aangaan nie. Maar tot ek soos gevul was met die Heilige Gees, dan lees ek dieselfde vers wat ek al lank al gelees het, hoeveel keer. En dan ewe skielik kan spring daai woorde soos uit die bladsy uit vir my. So die Heilige Gees maak die woord van God lewendig en as hy met ons praat, dis die Heilige Gees wat ons gaan praat, die Gees van God. Ja. Ek wil voor ons bietjie gaan afsluit nog 'n laaste vraag vra. So ek was vir lank 'n juffrou gewees en baie kinders het altyd vir my gesê wanneer ek bid, dan hoor ek nie die Here nie en hulle het gesê hulle voel hulle bid tot 'n dak. Soos dit voel hulle weet nie eintlik wat om te bid, hoe om te bid, vir wie om te bid nie. Enige raad in daai aspek? Ja, so ek het dit ook al baie ervaar en toe besef ek dat as ek die Here se stem wil hoor, dan moet ek ook stil raak vir 'n stadium. En baie keer dan bid ons, maar dis hierdie een rigting gesprek. Ek bid die hele tyd en ek sê net soos Here, ek soek dit en ek kla oor dit en my juffrou doen so en dit en daai. Maar as ek regtig die Here se stem wil hoor, dan moet ek ook stil raak vir 'n stadium. Dan moet ek ook myself beskikbaar maak en sê, okay Here, dis nou jou tyd om te praat, soos en dan wag ek en dan ontvang ek ook van hom. En ek dink as nie dat almal noodwendig wat hierna luister gaan charismaties wees nie, maar as charismatiese Christene baie keer is dit van jy wil altyd iets doen. Jy weet, dis die hele tyd worship en jy moet saam sing, worship met dit en daai en ek moet dit doen en ek wil woord lees en dan wil ek bid en so. Met jou ooit net soos stil gesit in die teenwoordigheid van die Here en jy letterlik wag net op hom.
dat hy met jou kan kom praat. En dis die uitdaging wat ek nou weer ervaar, want ons is besig deur ons dae, maar kan ek tyd uiteensit dat die Here my net kan kom encounter? Hoe lank kan ek al sit? Hoe lank kan ek net wag vir die Here om regtig met my te kom praat? Dalk wil hy ietsie vir jou wys, dalk ervaar jy ietsie, dalk kom maar 'n vers tot gedagte. Dan gaan lees jy die vers, dan is dit presies wat jy moet hoor op daai stadium. So vir my is dit nogal 'n kragtige tool om te gebruik Dink om jy soos mense reg se het stem te baie hoor. die begeerte om God se stem te hoor, maar daar's 'n mate van vrees ook wat 'n rol speel van wat dan dalk hulle nie in daai posisie stel om te hulle wil hoor, maar hulle wil ook nie eintlik hoor nie. Dink jy dit is dalk ook 'n rede hoekom mense nie in daai teenwoordigheid wil inklim nie? Ja, ek sou sê mense wil hoor, definitief. Maar ek sal nie sê dis vrees noodwendig nie. Ek ervaar meeste mense dink nie dat die Here met hulle wil praat nie. En dan is dit moeilik vir hulle om te ontvang. Want hulle dink net soos, hoekom sal die Here nou met my wil praat? Het hy nou regtig tyd om met my te wil praat? En ek is van die oortuiging dat die Here wil meer met ons praat as wat ons bereid is om te luister. Daar gaan nooit 'n punt kom in jou loop met die Here wat die Here vir jou sê, "Oké Rachel, dis nou genoeg. Gaan asseblief, Ja. ek wil nou nie meer tyd met jou spandeer nie." So die Here sal elke sekond vat wat jy vir hom gee. Ons moet net beskikbaar wees vir hom. Okay. So dis 'n ander manier om oor te dink. Ja, definitief. Soos die Here wil tyd met jou spandeer. Hy kan nie wag om tyd met jou te spandeer elke dag nie. Dis ons wat na hom toe moet gaan en tyd moet maak met hom. Amen. So ek gaan nou afsluit. So ek het op my podcast page het ek gevra, is daar enige vrae wat die luisteraars, noem mense hulle luisteraars, nee, wil vra of iets wat hulle oor wonder. En daar was 'n paar wat hierdie vraag gevra het en ek het gedink dit is baie relating tot, okay, maar mens moet God se stem ook in 'n manier hierso hoor. Ja. So is bietjie off topic, maar dalk kan jy die ou luisteraars help, 'n bietjie raad vir hulle gee. Maar hulle het my gevra hierso, ek lees regtig net syfer dit was die vraag, okay. So hoe om te wag op die huweliksmaat wat die Here vir jou beplan het en wag in watter opsig? Soos hoe doen 'n mens dit? Want ek het al agtergekom as mense vir jou sê, wees dit geduldig daaroor. Ek dink mense hoor altyd die mooi goed, maar mense sukkel om fisies goed toe te pas. So sy so praktiese oordeel watter opsigte en hoe doen 'n mens dit? Ja. Om te wag vir die Here vir jou reg te pas, maat. Daai is so belangrik in vandag se tyd dink ek. So my ervaring daarvan is dat veral kyk soos die kringe en baie keer waarin ek bedien en so, is mense wat leer om die Here se stem te hoor of wat honger is om die Here se stem te hoor. En ongelukkig is dit die maklikste area waar ons dit mis. Want jy wil so graag ietsie hê en daar's so baie emosie betrokke in dit en dit soos heeltemal maak net die water heeltemal murky wil ek amper sê in daai sin. So dis 'n regtig baie moeilike ding om te doen, is om te wag vir die Here. Wat sê hy? Hoe werk dit? Maar vir my, soos waar ek regtig sien dat die Here die meeste beweeg en dit is vir my persoonlik. Ja. Is waar ek neergelê het om te sê, Here, ek is okay, soos dis nie meer afgod vir my nie. Ek is okay. Soos ek lê dit net neer want ek is moeg daarvoor om die hele tyd te kyk en die hele tyd te dink, o, is dit my vrou? Is dit my vrou? Is dit my vrou? En die oomblik wat ek dit regtig neergelê het voor die Here, toe sien ek eintlik 'n verandering in my lewe kom. Verstaan? So daai wagseisoen vir almal lyk dit dalk bietjie anders. So. Maar ek dink dit is so moeilik om te sê, almal sê ons nee, dit kom ons as jy minste verwag. Ja, my oupa sê dit op 'n ander manier, maar hy het my gesê kos is 'n groot skei. Baie sorry, ek sal dit nie. Jy glad nie verwag nie. My oupa was wel 'n rek in die oorlog. Hy was Ja. Ja, ek kan relate hoor. Hoe ek moet nou gaan? Sorry. Kom maar. Ek was seker nou nie dit gesê nie, maar okay, gaan dan jammer. Ja, kan nie hy uit-edit nie. Maar hy het altyd dit gesê, my ou oupa. Ja. So ek weet dit is verskriklik moeilik vir baie mense om te wag op die regte tyd. En dan ook ietsie wat dit moeilik maak is soos ons almal soos in jou 20's, soos almal wag die hele tyd daarvoor en hier's hierdie druk van buite af en moet jy nou regtig na nog 'n familie gathering toe gaan wat jou ouma nou vra nou is daar nou niemand nie. So dis die hele tyd hierdie pressure van buite af. En ons moet besef dat die enigste ding erger as om single te wees is om te wens jy was single. So Wow. ja, soos ek kon al getroud op 23 as ek wou. Ek dink daai is die quote vir die dag. Ja, maar ek wil trou met
wie die Here dink die beste by my sal pas. En dis nou dalk 'n baie dieper gesprek, maar ek glo die Here stuur verskillende mense oor jou pad en jy het nog steeds vrye wil en keuse om te kies. So ek weet hierdie is ook 'n bietjie off topic, maar ek voel dis nodig bietjie om oor dit te praat, want jy praat nou oor God se stem, Heilige Gees. So dink jy mense over spiritualize hulle maatsoekproses? Hoe voel jy oor tekens? Hoe voel jy oor, want daar's soveel mense wat al seer in dit ervaar het. So ek het net nou gevoel ek wil net vir jou dit vra, soos as mense, want ek's bang, soos kom sê die meisie sit, Here gee my teken, wys my hierdie, soos ek het al baie sien mense God ook boksie in daai tipe goed. So hoe voel jy oor tekens? Voel jy mense over spiritualize dit, soos hoe enige dit is 'n goeie vraag, ek dink ons moet daar gaan. Okay, dan. Want ek dink baie mense soos veral soos as jy nou 'n pasmaat soek, dan is dit soos okay, Here gee my nog 'n teken. Nou, die Here gee tekens, hy gee bevestiging, maar ek dink wat 'n baie beter kompas is met sulke goeters is, in sy woord, leer hy jou, hoe moet 'n persoon lewe, wat moet hulle doen, soos daai is mos 'n baie beter maatstaf vir my, as om te sê, ek het 5 tekens gekry, dis my vrou, maar eintlik is ek eers aangetrokke tot haar nie, eintlik like ek nie dit nie, of ek dink nie dit kan werk nie, want ons is ook menslik, ons sien baie keer tekens raak, wat net jy sal raak sien. Dis soos ek wil 'n rooi bakkie koop. Nou sien ek rooi bakkies oral. Ja, nou soos dit is 'n teken. Verstaan? So ek sou versigtig wees daarvoor. Ek sou baie skepties wees in 'n gesonde manier daarvoor. Ja. Maar vir my is dit soos as ek kyk na 'n vrou en sê ek soos, okay, is eintlik lief vir die Here. Soos het sy die eienskappe en die karaktereienskappe wat die woord van praat. Ja. Daai is my belangrik. Gaan sy 'n goeie ma wees vir my kinders eendag. Verstaan? Soos dit ek dink daai is vir my meer oortuigend as om 5 tekens te hê. Okay. So kombinasie tussen die twee, maar om altyd common sense ook te gebruik deur dit alles. Okay, ons gaan nou afsluit en ek wil hierdie vraagie vra wat ook een van die luisteraars gestuur het en dit was ek kom agter mense hierdie persoon dink ek het uit die universiteit gekom, maar ek dink dit gaan baie oor ek het nou geswat, die hele wêreld is nou voor my oop. In watter rigting wil God my stuur? So ek wil net 'n bietjie vra soos hoe onderskei mens God se stem in? Soos waartoe moet ek gaan, Here? Is hierdie werk nou die ding? Is hierdie offer die ding? So net 'n bietjie raad in daai opsig. Ja, so ek kry dit ook baie deur jong mense. Soos almal wil net weet wat wil die Here doen met my lewe en goed. Ek dink dit kom ook neer op wat ons aan die begin gesê het van die Here gee nie vir jou die volle prentjie van die begin af nie, maar ek dink die grootste fout wat ons kan maak is om stil te staan en niks te doen nie. Ja. So die Here kan nie 'n boot beweeg wat nie aan die beweeg is nie. Ja. So hy kan jou dan verstaan, daai klein stuurtjie aan die agterkant kan hy dan jy weet jou stuur waar jy moet wees. En ek sê altyd soos as ek probeer om die Here se stem te hoor en ek neem 'n besluit wat ek dink dis wat die Here nou vir my sê. Verstaan, my hart is klaar vir die koninkryk en my hart is klaar om die regte besluit te neem. Dis nie ek wat weet, nee, ek doen net wat ek wil nie. Ek glo die Here is goed genoeg om my in die regte rigting te stuur, al maak ek 'n fout. Ja. So ek gaan en ek neem die beste besluit met die inligting wat ek het. Die Here gee vir ons vrye wil, hy gee vir ons onderskeiding en hy het my ook al genoeg geleer dat die Here vertrou my om die regte besluite te neem. Ja. Soos ek sê, as ek 'n fout maak, dan sal hy my terugbring op die regte pad. En dan laastens, ek het nie soveel krag en mag om die Here se planne vir my lewe omkeer te gooi nie. God is baie groter as ek en jy. Ja, en ek het vertroue daarin. En ek dink ons sit soveel vertroue in onsself dat ek moet alles alleen doen, soos die Here weet presies wat aangaan. Yes. So ek probeer net altyd die beste besluit neem en as ek 'n fout maak, dan sê ek Here asseblief help my net om weer terug te kom waar U my wil hê. Maar die hoofbeginsel is hy moet jou hart hê. As hy jou hart het, dan het hy alles daarna. Amen. Dankie Alwyn, dankie dat ons 'n bietjie tyd saam kon spandeer en dankie vir ek dink dit wat jy gedeel het, baie mense gaan uit dit uitbaat en ja, ek sien uit om jou boek te lees, kan ek hom kry? Moet ek hom betaal? Maar onthou, I do speak Lord, maar baie dankie vir jou tyd. Ek waardeer dit baie. Dankie.